Vandag praat ons oor die werklike waarde van aardse besittings en roem. Ek is David Fitzcharles en hierdie is jou podcast tot krag. Jesus vertel die verhaal van 'n ryk man wat land gekoop het en sy oes was so groot dat dit nie in sy skure gepas het nie. Hy het die planne gemaak om die ou geboue te sloop en nuwe groter skure op te sit. Aan die einde het hy gedink, ek het genoeg gedoen om my leeftyd te hou. Ek kan nou ontspan en my lewe geniet. En daardie aand het hy gesterf. Jesus het so 'n man 'n dwaas genoem. Die hartseer is dat sulke verhale vandag nog gebeur. Neem die voorbeeld van Brighton Haddon. Brighton het saam met sy vernoot Henry Lee die wêreldbekende Time magazine begin. Sy doel was om 'n miljonair voor 30 te word. Brighton het sy droom met entoesiasme nagestreef. Hy het ure en ure agter sy lesenaar spandeer. Hy het goeie slaap, oefeninge, 'n gesonde leefstyl, alles opgeoffer vir die lang ure by die kantoor. En na die lang ure het hy nog langer ure opgebly om partytjies by te woon waar hy gedans het, gekuier het en nuwe kontakte gemaak het om sy droom te bewaarheid. Op 'n dag het hy seerkeel gekry. Infeksie het erger geraak en hy moes uiteindelik hospitaal toe gaan. Terwyl hy in die hospitaal was, het sy vernoot Henry die goeie nuus met hom gedeel. Brighton, ons het dit reg gekry. Ons is miljonêers. Al sy harde werk, ure wat hy ingesit het en sy droom was uiteindelik bewaarheid. Hy was 'n miljonêr voordat hy 30 jaar oud was. 'n Miljonêr te siek om 'n sent van sy geld te spandeer. Op die 26ste Februarie 1929 het hy gesterf en alles gelos vir iemand anders om dit te geniet. Sou dit nie beter gewees het as Brighton die tyd geneem het om 'n gesonde dieet te volg nie? Goeie slaaphigiëne te hê nie, oefeninge in te kry nie, 'n gebalanseerde lewe te leef. Wie weet, dalk sou hy sy geld kon spandeer. Hoeveel beter sou dit nie gewees het as hy tyd gevat het om God te ken en ander mense te help nie. Markus was reg in hoofstuk 8 vers 36 toe hy sê, want wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? So wat is die werklike waarde van aardse besittings en roem? Wel, kom ek antwoord die vraag met nog 'n vraag. Stel jou voor hierdie is 'n wetenskapprobleem of 'n wiskundeprobleem. Aan die een kant sit jy met alles wat jy graag wil hê. Groot huise, dierkarre, beroemdheid, privaat vliegtye, mansions by die see, alles op aarde wat jy aan kan dink. En daardie totaal trek jy dan af teen Jesus, verlossing, die ewige lewe. Waarmee los dit jou?